Hallo, mijn naam is Nadine. Is julle gereed vir 'n priktige avontuur saam met my? Vandag kan ons leer oor iets wat ons elke dag gebruik, selfs sonder om dit te besef. Ek praat van selfstandige naamwoorde. Teen die einde van hierdie les sal julle kan verduidelik wat 'n selfstandige naamwoord is, die verskillende soorte selfstandige naamwoorde noem, voorbeelde gee en selfs 'n klein aktiwiteit voltooi om te weet wat julle geleer het. 'n Selfstandige naamwoord is 'n woord wat ons gebruik om mense, plekke, dinge of idees te benoem. As jy dit kan sien, aanraak, reik, hoor of selfs net aandink, dan dit is waarskynlik 'n selfstandige naamwoord. Alkaneme selfstandige naamwoorde. Eerstens kyk ons na alkaneme selfstandige naamwoorde. Dit is gewone dinge wat ons elke dag sien of gebruik. 'n Wysprinter van 'n bal, 'n tafel, 'n potlood. Jy kan dit sien, aanraak en gebruik. Jy het dalk van alle in jou kamer. Eiename. Nou kyk ons na eiename. Dit is 'n spesiale naam van mense, plekke of dinge. Wysprinter van Suid-Afrikaanse vlag, Lionel Messi, Ariana Grande. Eiename begin altyd met 'n hoofletter. Dit is 'n spesifieke naam. Abstrakte selfstandige naamwoorde. Abstrakte selfstandige naamwoorde is anders. Jy kan dit nie sien of aanraak nie, maar jy kan dit voel. Wysprinter van Kwai Messi, Kusien, Leerte, 'n kind wat klimlag gelak. Hulle wys hoe ons voel of dink. Het ons versamelname. Dit beskryf 'n groep dinge of mense. Wysprint van ryke blome, swerme baie, vloot skepe. As daar baie dinge saam is, gebruik ons een woord vir die groep. Kom ons oefen nou met 'n werkblad. Eerstens soek die naamwoorde in die sinne. Dan pas elke naamwoord by sy groep. Daarna kyk jy na die print. Dit wys die kinders op die strand wat sandkastele bou. Soek die naamwoorde in die print, soos mense, plekke of dinge wat jy sien. Laastens, gebruik van daardie naamwoorde om jou eerste te maak. Neem jou tyd en geniet dit. Fantastiese werk vandag. Jy het meer geleer oor alkaneme, eiename, abstrakte en versamelnaamwoorde. Onthou, naamwoorde help ons om mense, plekke, dinge en gevolgens te benoem. Hou aan oefen, jy het beter en beter raak. Dankie.